By Renaissans wil ons die pad van verkenning stap. Daar word uit vele filosofieë en wetenskaplike bronne geput. Ons besef dat elke individu sy of haar opvoeding en ervaring met hulle saamdra en as verwysingspunt gebruik wanneer hulle kommunikeer. Ons luister dus na mekaar en ag niemand se insigte as imperatief nie, maar eerder as aanvullend, met inagneming van waar hulle hul op hul reis bevind. Omdat Renaissans 'n familie van oop, denkende en eerlike reisigers is dit vir ons belangrik om gereeld met mekaar te praat. Ons skram nie daarvan weg om moeilike sake onder die loep te neem ten einde saam te groei nie. Ons verwag nie eenparigheid nie, maar streef na dialoog waarbinne respek, 'n oop gemoed en egtheid die weg baan tot nuwe moontlikhede. Dit beteken natuurlik dat ons nooit finale antwoorde kan hê nie, want ontdekking en groei voorveronderstel mekaar. Daarom wil Renaissans 'n veilige ruimte wees vir mense wat verken. Ons weet dat daar in alle tradisies waarheid te vind is. Daarom poog ons om ons ontginnings daaruit met eerbied en respek te doen, op soek na dit wat universeel en vir ons van waarde is. Ons waardes word gekenmerk deur openheid, egtheid, liefde en nederigheid en bovenal om nie te veroordeel nie. Renaissans bied 'n gemeenskap aan mense wat op soek is na ander wat die wêreld van spirituele verkenning met hulle kan deel. Of dit 'n fisiese gemeenskap is waarna jy op soek is, en of jy virtueel wil deelneem, Renaissans maak ruimte vir beide. Jy gaan nou luister na 'n opname van een van ons byeenkomste. Jy's welkom, neem deel, plaas jou kommentaar, geniet hierdie ervaring saam met ons. Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissans in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissans 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg waardeer. Welkom, weer eens, soos elke Sondag, en ek bedoel dit regtig waar. Baie dankie dat julle hier is en deel uitmaak van diegene wat gelukkig naby genoeg woon, maar ook dan nou die moeite doen om deel van die werklike samesyn van Renaissans te wees. Ons leef mos in daardie tyd waar tegnologie mense laat deelneem van ver en dikwels van naby, maar hulle kies om tuis te bly, en dis moeite wat julle doen, maar julle skep gemeenskap, en ek sê daarvoor baie dankie, so baie welkom. En dan ook aan Jannie en Renée, baie dankie vir die mooi musiek. Ons gaan terstond verder na julle luister, terwyl julle ons die stilte inlei.
Jannie en Renée, dit was nou vir my so mooi, ek wou nou sê ankor, maar toe weet ek, dan gaan julle vir my sê, jy's lui, jy moet nou jou werk doen. Vandag is die derde praatjie in hierdie reeks, die dooies dink steeds, en die dooies dink maar eintlik ook vir ons in 'n sekere sin. So die titel van hierdie praatjie vandag is toe die mensdom begin het om te filosofeer. Dit is die aksiale ontwaking. Nou aksis verwys na die as. So is die draai van 'n wiel in die mensdom se denke. En ek sal net 'n bietjie meer daaroor sê. Maar dit is ook die geboorte van die gewete. Die mensdom beweeg weg van 'n stamgod en daai interaksie met die God of die gode waar jy hulle probeer behaag sodat hulle jou kan seën. Dit is 'n argaïese fase in die mense ontwikkeling gewees waar dit gaan oor jou onmiddellike behoeftes. Mense kan dit byna sien soos 'n babietjie. 'n Baba wat huil vir die bottel. Dit gaan net oor my behoeftes en my verhouding met die God is my God, ons stam se God, en wat kan ons doen om hierdie God tot aksie te laat oorgaan om vir ons te sorg. Dit is dit. So elke ritueel en offer was eintlik soos die huil van 'n baba sodat ma kan kom met die bottel. Hier verdiep dinge. Nou omstreeks so 500 voor Christus het iets gebeur wat ons vandag nog nie maklik verteer gekry het nie. En dit is dat mense begin vermoed het dat hulle eie kultuur moontlik verkeerd kan wees. Dis waarom ek sê ons sukkel om dit te verteer. Om te kan dink dat my mense verkeerd kan wees. Dis vir ons 'n gevaarlike gedagte, want dit het nog nooit 'n rustige samelewing opgelewer wanneer lede van 'n gemeenskap begin sê, mense, ons moet kyk nou ons dink, ons mag dalk nie reg wees nie. Nou dit was die vreemdste eeue in die geskiedenis en is deur 'n psigiater en filosoof Karl Jaspers, hy's 'n Duitser, is dit genoem die aksiale era. Dit was ongeveer 800 tot 200 voor Christus in daai tydperk dat hierdie verandering in denke plaasgevind het. Daar was geen internet nie, daar was geen vliegtye nie en geen TED Talks nie en tog byna gelyktydig en dis vir my bitterlik insiggewend. Het daar in Griekeland Sokrates en Plato, in Israel die profete Amos, Jesaja en Jeremia, in Indië die Upanishads, nou ek gaan spesifiek iets sê oor die Upanishads voordat ek nou verder gaan. Die Upanishads was 'n versameling van antieke geskrifte, Indiese geskrifte wat deel was van die Vedas, maar dit was nie die vroegste Vedas nie. Hulle was so 800 tot 300 voor Christus geskryf. Nou, die heel vroeë Vedas het gegaan oor rituele en offers, die baba se gehuil vir die bottel, en 'n kosmiese orde. Maar die Upanishads, hierdie latere Vedas geskrifte van die Indiërs, het gefokus op die innerlike en het 'n selfondersoek by die mens begin bepleit en aangevra. Die eerste Vedas het gevra, hoe hou ons die gode tevrede? Die Upanishads het gevra, wie is ek, hierdie persoon, wat hierdie vraag vra? Die offeraltaar, het hulle toe nou impliseer, is nie daar buite nie, maar is hier binne. Ek is die Atman, dis my kern, en ek is een met die werklikheid, Brahman. Dis nie my liggaam nie, nie my rolle wat ek speel nie, en ook nie my naam wat my werklike identiteit bevat nie. Daar is iets dieper agter die fisiese werklikheid. Hier begin ons daai transcendente gedagtes sien. Verlossing kom nie deur offers nie, maar deur dat ek myself sal ken. Dit bring 'n massiewe verskuiwing in wêreldbeskouing. So ek het gesê, saam met talle ander beskawings, vra hierdie persone in die aksiale tydperk hierdie vraag, wat is die werklikheid? Wat is die self? En wat beteken bevryding?
En nou net laastens, wie ook deel was van hierdie partytjie, natuurlik later die Boeddha, en in China was dit Confucius en Laozi. Hulle was in verskillende tale, hulle het verskillende gode gehad, verskillende kosmologieë gehad, maar dieselfde skuif om die as van menslike denke en vraagstelling het tegelyk min of meer ontstaan. Mense het begin vra, wat as die waarheid nie geleë is in ons stam se waarheid nie? Wat as geregtigheid nie net vir ons mense geld nie? En wat as die probleem nie daar buite lê nie, maar hier binne? Die wêreld skuif hieroor van mites, oor gode, na vrae oor die mens en die mens se gewete. Jy kan amper sê, hier het die konsep dat die mens 'n gewete het ontstaan. Nou voor die ontwaking was die wêreld natuurlik ingebed, soos ek gesê het, in rituele, offers en mites. Jy's gebore in 'n sekere stam. Jou gode is jou mense se gode. Wat reg is wat jou tradisie sê. As 'n oes misluk, offer jy. As die vyand jou wen, dan bid jy net harder. As die gode kwaad is, kalmeer jy hulle, in wat ook al jou rituele sou behels. Niemand het gevra, maar is hierdie goed waar nie? Die belangrikste vraag was, is jy lojaal aan ons gode en aan wat ons sê, hoe ons dinge doen en die wêreld sien? Waarheid was met ander woorde kollektief, glad nie individueel nie. Jy het by jou stam gehoor. Wat is die waarheid? En moraliteit was plaaslik. Dit was hierso. Toe kom in Israel se geval die profeet, en die profeet Amos. Hy staan nie buite daai kultuur nie, hy's deel van die kultuur, hy's 'n profeet binne die Joodse kultuur, maar hy sê iets totaal ongehoords. Hy sê, God haat julle feeste. Sien hoe skuif hy, vat hy daai wiel en hy draai hom op sy as, weg van hierdie rituele van die godsdiens. God haat julle feeste. Hy verafskie julle offers. Hy gee nie om vir julle liedere nie. Wat hy wil hê, is geregtigheid. Dis radikaal, want dit beteken ritueel is nie genoeg nie, godsdiens is nie genoeg nie, kultuur is nie genoeg nie, en die maatstaf lê nie waar ons gedink het hy lê nie. Die maatstaf lê elders. Dit was die geboorte van universele etiek. Die kwessie was nou, nie jou offers nie. Nie hoe besorgd jy is oor jou oeste nie. Hier is die kwessie, wat gaan aan binne in jou? Toe kom in die Griekse lewe kom Sokrates, en Sokrates doen iets ewig gevaarlik. Hy loop deur Athene se strate en hy vra net vrae. Hy gee nie antwoorde nie, maar hy ontmasker mense. Hy vra, wat is geregtigheid? Wat is moed? Wat is goedheid? En elke keer wys hy mense hoe te midde van hulle sekerheid oor dit wat hulle dink en glo, hoe hulle weet en seker is sonder om werklik die antwoord op die vraag te hê. Hy ontbloot die arrogansie van ons weet wat's waar. En Athene veroordeel hom tot die dood. Waarom? Omdat hy die jong mense leer twyfel het. 'n Samelewing kan baie dinge hanteer, maar as jy hulle kinders en hulle jong mense nie programmeer nie, en hulle laat vra en twyfel, as 'n klomp kinders in 'n samelewing begin vra, is ons klomp nie dalk verkeerd nie, impliserend oupa en ouma en almal voor hulle, is hulle nie dalk verkeerd nie, dan word die fondasie waarop hierdie nasie staan natuurlik onstabiel. Geen wonder dat Sokrates toe nou nie gewild is nie. Plato het hom ons nou opgevolg, en hy was Plato se leermeester, en Plato het ook voortgegaan om hierdie dieper vrae te vra
oor die werklikheid. En as jy na die idee wêreld kyk en kyk hoe lyk die werklikheid daarmee in vergelyking, dan daai hele storie van Plato se grot het toe na vore gekom. Maar kom ons beweeg bietjie aan. Die skuif na innerlikheid was baie meer radikaal en aardskuddend as wat ek en jy vanoggend kan verstaan. Hier het die mens regtig 'n bietjie begin groot word. Die babietjie het begin loop. En die babietjie het begin uitvind, wie is ek? In Indië begin hierdie Upanishads waarvan ek net nou gepraat het, hierdie Indiese geskrifte wat geskuif het na die innerlike toe, het hulle begin sê, die ware offers is nie uiterlik nie, dis innerlik. So die mense is gekonfronteer daarmee, wat bring jy? Die Boeddha het gesê, die probleem is nie die gode nie. Die probleem is jou begeertes. En daaroor het ek verlede week gepraat. In China sê Confucius, orde begin by selfkultivering. Dis interessant, in China was daar hierdie twee figure gewees waarvan Confucius 'n baie humanistiese inslag gehad het. Hy het gesê, ons moraliteit lê daarin geleë dat ons onsself as 'n samelewing goed sal reguleer. Orde begin by selfkultivering. Skielik skuif hierdie fokus. Mense vra vir die eerste maal in mensejeugenis, wat doen ons as groep nie? Wat sien ons nie raak nie? Wat laat ons na? Hulle vra nie meer die vraag, wat doen ons nie? Dit skuif van aksies in rituele en die praktiese skuif dit weg. Hulle vra, wie is ek? Wat is my verantwoordelikheid? En hierdie aksiale ontwaking bring werklik heeltemal iets nuuts, die idee wat vir my en jou vandag so aanvaarbaar is, en so van ons vanselfsprekend is, bring dit die idee dat die mensdom toe. Daar kan iets met jou binnekant verkeerd wees. Daar kan iets met jou binnekant verkeerd wees. Jy kan ook sê, behalwe vir jou binnekant jou moraliteit, jou kop werk dalk nie reg nie. Die eerste maal kom die mens met daardie idee. En dit was revolusionêr. Nou die geskenk van daai era, wil ek amper vanoggend sê, spreek van self, soos wat ek nou gepraat het tot hier. Dit gee vir ons dinge wat ek en jy heeltemal van selfsprekend beskou. Die idee van menswaardigheid, dat die individu mag vra. Die idee van universele geregtigheid. Dit gaan nou nie meer oor wat ons stam kan doen, sodat ons oeste nie sal misluk nie. Dit gaan nou oor die universele gedagte oor die werklikheid, oor die waarheid, iets dieper. En die idee dat die waarheid ondersoek moet word. Daar begin dit. Jy mag bevraagteken. En hier is iets groots. En dis 'n geskenk waarmee ek en jy in Renaissance sit. En ons as moderne mense sit daarmee. En aan die positiewe kant wil ek net eers dit sê, dit is die idee dat magshebbers nie noodwendig reg is nie. So jy bevraagteken gesag en dit wat hulle wil hê. Nou sonder hierdie skuif sou daar vandag nie menseregte gewees het nie. Daar sou nie gewetensvryheid gewees het, sodat ek in my eie hart kan voel, wat voel vir my reg nie. Daar sou geen kritiese universiteite wees nie. En ek en jy leef in die nadraai, of die naskok, of die naskudding van daai ontploffing in die mens se bewussyn. Maar dat kom met 'n probleem. Elkeen van hierdie goed wat ek bespreek elke Sondag, het natuurlik 'n geskenk wat dit bring, het 'n skuif wat positief is wat dit bring, maar tamaie slaggate wat daarmee saamkom. En een van die goed wat ek probeer doen is hoe ek wil hê, hopelik dat hierdie praatjies tuis sal kom, is dat ek vir myself sal vra, ja goed, baie dankie vir die skuif wat gekom het, ek sien dit het ook, leef ook in my, maar wat is die slaggat wat ek nie raak sien nie? En het ek dalk in daai slaggat getrap, en ek wil die stelling maak vanoggend dat ons almal leef in baie van hierdie slaggate, saam met die wonders van hierdie nuwe maniere van dink. En hier is dit nou, wanneer waarheid skuif van iets lokaal wat jou stam uitgedink het, en jy begin dink 'n bietjie meer universeel, want dis interessant, in hierdie tydperk het al die godsdienste
ontstaan. Al die antieke godsdienste het in hierdie tydperk ontstaan. En almal van hulle het op hulle eie manier, met groot ooreenkomste, maar ook groot oorspronklikheid en verskille, het hulle begin vra oor die menslike hart, oor goedheid, oor geregtigheid en wat die waarheid is, wat die werklikheid is, en het hulle transcendent begin dink. Hulle het begin dink, dit gaan nie oor hierdie fisiese wêreld nie, daar moet iets meer wees. Dit was 'n gemeenskaplike kenmerk van hierdie maniere van dink. So, die vraag hier is, as waarheid dan universeel is, weier as wat ons stam en ons gode gesê het, maar dis iets dieper, dan word 'n teenkanting of 'n teenstand teen hierdie waarheid 'n morele kwessie. En dis hoekom mense vandag sal sê, jy's nie in die waarheid nie, jy's in die duisternis. En dan word jy geklad as immoreel, as donker, as nie in die waarheid nie. So daar kom hierdie ding. Daai tyd, voor dit, was hulle nie eers bewus van die ander stamme se gode nie. En toe hulle daarvan begin bewus word, toe word dit soort van 'n kompetisie, wie se God is die sterkste, wie se God kan die grootste wonderwerke doen, wie se God se ore is die oopste om te luister. Maar hier is dit 'n hele ander storie. Hier is waarheid universeel. En ek het hom raak gevat. So as jy hom nie so sien nie, is jy nie in die waarheid nie. Jy is nie net in 'n ander stam nie. Hier's nou glad geen godsdienstvryheid meer nie. Dit word gesê, ja, maar in effek, omdat ek glo ek het die universele waarheid weet, impliseer ek, as jy 'n ander taal praat, jammer, jy is nie in die waarheid nie. Wanneer geregtigheid, my idee van wat reg is, absoluut word, dan word alle teenstanders hiervan boos. Hoe hulle doen, hoe hulle goed sien, is boos. Ons sien dit nou vandag in goed soos pro-life en aborsie. Jy's boos as jy dit anders sien. Dis nie eers debatteerbaar nie. Wanneer ek begin glo, ek het die waarheid weet, is daar geen nuances nie, en as jy dit nie so sien nie, is jy buite geregtigheid. Jy maak en dink nie reg nie. In daai bestel kon 'n profeet wat teen korrupsie sou praat, maklik die een word wat geen teenkanting en teespraak vir sy retoriek duld nie. En ons kry dit vandag ook. Ons praat van vryheid van spraak. Ons praat van vryheid van denke. Ons praat van demokrasie. Ons praat daaroor dat mense se koppe verskillend werk en prosesseer. Maar in die finale analise duld ek nie teen my retoriek nie. Dis waar ons sit. Ons sê een ding, maar ons egos het ons by 'n plek waar ons in die slaggat geval het en ons eintlik so dogmaties is. En ons kan dit nie raak sien nie, want ons taal is die regte taal. Vryheid van spraak. Elke ou dink vir homself. Elkeen werk sy eie heil uit. Waarheid is nie subjektief, dit is nie objektief nie. Maar dit is nie hoe ons leef nie. Dis nie hoe ons verhoudings lyk wanneer ons begin praat oor goed nie. En jy kan maar net in 'n paar WhatsApp groepe behoort om te sien hoe dogmaties kan mense raak wat vir jou sal sê ons is oop. Maar daar is nie werklik 'n openheid nie. Die filosoof wat twyfel verkondig en sê, hoorie, ons het nie die antwoorde nie, kom ons vra net vrae, kom ons leef net met daai vrae, en ons rol net die vrae tussen ons rond, sodat die vrae ons oophou en ons koppe oopmaak, sodat ons nuut kan ontdek. Daai selfde filosoof verval in sinisme. Niks van wat die wêreld mee vorendag kom, kan jy mee saamleef nie. Niks van wat mense doen en dink, kan jy mee saamleef nie. Maar as glo, vra. Die gewete is vir my erg, want hierdie aksiale ontwikkeling gee vir ons 'n gewete. Ek begin in my eie hart ondersoek. Ek begin voel, wat voel ek, wat is reg en verkeerd. Daar kom 'n verfyning in wat reg en verkeerd is, en daardie gevoel vir daarvoor. Maar 'n gewete wat nie nederig is nie, word fanaties, want soos ek voel, soos wat ek in my hart voel reg is reg. Voel jy iets anders? Gaan dink weer. Jy het nog nie by die waarheid uitgekom nie. Daar's 'n massiewe
arrogansie wat ingeskop het. En wat so interessant is, Aristoteles sou seker hieroor huil, want Aristoteles het juis met hierdie nuwe ontwikkeling en hierdie vraagstelling en hierdie oopbreek van die feit dat ons Grieke, ons het nie die antwoorde nie, ons moet weer gaan dink, en hy het die arrogansie ontmasker. Maar die oomblik toe die mens by hierdie plek kom waar gewete die oordeel vel, waar dit subjektief is, waar ek vir myself dink, waar ek die bestel kan bevraagteken, toe raak die mens nog meer arrogant. Dit interessant. Ons sit vandag in 'n super arrogante samelewing, wat so bakleierig is, terwyl hulle sê, kyk net die diversiteit, ons vier dit, maar dis 'n leuen. Dis 'n leuen en dis iets waarmee ons onsself mislei. Ons is nie met onsself eerlik daaroor nie. Dink vandag byvoorbeeld aan hierdie ideologiese oorlog wat plaasvind. Elke groep glo, ons staan aan die kant van geregtigheid. Elke groep glo, ons staan op die morele hoër grond. En omdat waarheid nou universeel is die opponent nie net verkeerd nie, hy word gevaarlik. Wat maak dat 'n mens sal beweeg van 'n plek waar ons sê, jy wat anders as ek dink, of 'n nasie wat anders as ek dink, of 'n ideologiese skool wat anders as ek dink, is nie net verkeerd nie, maar gevaarlik. Onthou julle die rooi gevaar? Gevaarlik. Ons het dit nou weer, en ek gaan nou nie terme en name hier uitgooi nie. Ons het dit nou weer op hierdie planeet van ons. Daar's 'n sekere groepering wat gevaarlik is. Dit maak nie saak hoe hulle mishandel en uitgemoor word en seer kry nie. Ons is amper bly daaroor. Hulle is gevaarlik. Waarom is hulle gevaarlik? Dis omdat die ego en nie die gewete nie. Die ego en nie moraliteit nie. Die ego en nie menseregte nie. Die ego en nie respek vir alles en almal nie. Die ego regeer. En die ego is die bangste ding op aarde. Dis vrees, vrees, vrees. So as jy nou kom met filosofiese arrogansie, om te dink, ons is reg. Ons gewete het die beste onderskei. Ons het die vrae ten beste beantwoord. Ons het die universele waarheid ontdek. En jou ego is daar so in beheer. En dit is nie werklik meer 'n vraag nie, dit is nie werklik meer oop nie, dit is nie werklik demokraties nie. Dan kom jy by waar ons vandag uitgekom het met baie mense. Vrees etiketeer jou as 'n vyand en ons ruk die groot kanonne uit en hulle skiet. Ons het die stam verlaat, maar ons het nuwe stamme. Ek sien daai stamme op Facebook, ek sien hulle op WhatsApp groepe. Hierdie nuwe stamme noem ons ideologie. Daar's nuwe groeperings. Die ironie is vir my pynlik. Ek het dit hier so geskryf. Die einste era wat ons geleer het om self krities te wees, het ons ook geleer om nou ander ideologieë meer doenloos te kritiseer. En dit het 'n persoonlike dimensie en dis waar dit uiters ongemaklik raak. Die aksiale ontwaking vra nie net vir my, is jou kultuur reg nie. Hy vra, is jy reg? Hy bring dit aan die persoon toe. Sokrates stap, en as ons dit metafories kan sien, ons maak daarvan 'n analogie, dan kan ons sê, Sokrates wil graag vandag hier ook rondstap en sê, in my oë kom kyk en sê, Philip, is jy reg? Is jy bereid om teen jou eie groep en dit waarmee jy geprogrammeer is, op te staan? Is jy bereid om dan verder te gaan, dit te tregter en jou eie oortuigings te staan en te bevraagteken? En dit is seker die heel gesondste plek. Is ek bereid om my eie oortuigings te bevraagteken? Is ek bereid om te erken dat ek verkeerd is? Dis maklik om krities teenoor ander mense te wees. En dis hoekom mense van hierdie manier van doen hou. Hulle hou van hierdie soort vrae. Mense sal vandag
heel en hande klap in sekere kontekste, as jy vir hulle sê, kom ons bevraagteken ons godsdienst, kom ons bevraagteken ons kultuur, kom ons bevraagteken ons familie se manier van dink, maar die oomblik as jy sê, bevraagteken jouself, dan sê jy, ja, nee, dis my lewensmotto, maar dan kom daar 'n vraagie by, is dit waar, dat jy so leef? Want dis bitter moeilik, om krities teenoor jouself te wees. Ons hou van hierdie model, solank hy net nie op my toegepas word nie. En ons glo ons pas hom op onsself toe, want daar's niemand wat so goed vir jou kan lieg, soos jy self nie. Daar's niemand wat so suksesvol vir Philip kan lieg, soos Philip self nie. Ek onthou 'n geleentheid waar ons as 'n klomp pastore 'n teologiese debat bygewoon het. Twee uiters intelligente mense, uiters beskaafde mense, staan daar en verskeur mekaar oor 'n teologiese kwessie. Hulle praat albei van waarheid. Hulle albei soek met opregtheid die waarheid, geregtigheid. Wat is waar? Albei glo, hulle verdedig die waarheid. Maar niemand daar het gevra, en ek het dit nie toebesef nie. Maar vandag as ek daaraan terugdink, dan dink ek, niemand daar het gevra, wat as ons albei gedeeltelik blind is nie? Dit is die groot toets van die aksiale nalatenskap, is dit. Kan ek glo in 'n waarheid, sonder om myself as die finale houer van universele waarheid te beskou? Ek hou die waarheid vas. Dit klink na 'n baie eenvoudige vraag om te vra. As ek hom vir jou sou stel, op jou naam vanoggend, as ek hom vir myself stel, en sê, goed, ons glo, ons almal streef daarna om die waarheid beet te hê. En op hierdie oomblik met wat ek weet, glo ek het redelik die waarheid beet. Maar kan ek na hierdie stelling luister? Jy, met al jou opregtheid, en al jou ure se dink, en al jou studeer, het nie die finale houer van universele waarheid geword nie. Jy hou ietsie vas, maar jy is nog baie blind. Ons wil dit nie regtig so besoek nie. So dis 'n voortdurende taak. Hierdie aksiale era is nie 'n historiese gebeurtenis nie. Dis nie iets wat deur gebeur het nie. En daarom sê ek, die dooies dink nog. Hy leef steeds voort, hierdie aksiale era. Hy leef voort met sy positiewe vrae, maar hy leef voort met die negatiewe ding van, ek vra die vraag vir die ander. Los my uit. Ek is nie te bevraagteken nie, want ek het aangekom by die waarheid. Maar dit is 'n voortdurende uitnodiging wat voortleef vandag. En dit vra vir jou, dink self. Dink self. Wees moreel. Ondersoek jou aannames. Moenie mag verwar met waarheid nie. Maar dan voeg dit stilletjies iets anders ook by. Dit sê, moenie jou eie gewete aanbid nie. Iemand sê vir my, verlede jaar, in 'n tweerigting gesprek, ek glo ek het 'n onderskeidingsvermoë. Ek weet as iets rubbish is. Ek het dit nie geantwoord nie, want ek is nie op tweerigting om te beklei nie, ek is om te luister. Maar dit het my getref, dat 'n mens so seker kan wees dat jou intuïsie, jou gewete, jou aanvoeling, sal altyd waarheid van valsheid onderskei. Dis 'n verskriklike, egoïstiese en arrogante, miskien onbedoeld, maar steeds arrogante aanname. Moenie jou gewete aanbid nie, want jou gewete kan jou mislei. Die geskiedenis wys dit by herhaling aan ons uit. Ek gaan afsluit. In die eerste praatjie het ek gesê, die wêreld was volgens die mense nie neutraal nie. Die heelal het jou dopgehou, daar was 'n kosmiese rekenmeester en hy het opgeskryf wat jy doen en jou dan gestraf of beloon. Toe beweeg ek verlede week na die kwessie van karma. Die basis van die wêreldbeskouing in die ooste was lyding en die antwoord is, maak jou los en kruisig jouself. Moenie leef
vir wat jy ervaar nie. Maak los. En daar val ons in 'n plek van koudheid en empathieloosheid. Vandag beweeg ek aan en ek sê, die mense het in 'n stadium begin vermoed dat waarheid groter is as wat sy stam glo. En dat geregtigheid nie onderhandelbaar is nie, maar redelik objektief is. Dis maar 'n enkele ontwaking, maar dit beteken ook, sedert daardie tyd kan ons nie meer net kinderlik en onskuldig glo nie. Ons het geleer om te dink en ons moet dink. Ons het geleer om te kies wat ons glo en ons moet kies wat ons glo. Ons moet verantwoordelik wees. Maar soms, baie ongemaklik, moet ons die volgende erken. Selfs by mees oorwoe mening, selfs my mees verhewe oortuiging, of hy nou in 'n stilte van meditasie na my toe gekom het, of hy deur een van die mees gevierde gurus na my toe gekom het, of hy na maande en jare se navorsing en dink na my toe gekom het, selfs daai mees verhewe oortuiging moet hersien word. Wanneer jy daai punt neersit, dis my teses, moet jy weer gaan en weer gaan en weer gaan en dink. En dis nie swakheid nie, dat ons antwoorde so onvolledig is nie. Dis die ware erfenis van die aksiale ontwaking. As ons dit kan doen, dat ons die harde werk doen, en net daarna sê ons, kom ek dink weer. En ek luister na iemand wat sê, daar was jy blind. O goed. Ek het jare gelede teenoor 'n professor gesit in Melville en koffie gedrink, en vir hom gesê wat die sielkunde in daai stadium oor 'n gegewe kwessie sê. Toe sê hy, ek is baie jammer, dis iets wat ek in my jare nagevors het, dit was toe nou 30 jaar tevore. Toe sê hy, en ons konklusie was dit, en daarby staan ek. Nou dit is nie aksiaal nie. Dit draai nie die wiel aan om die as nie. Ons moet hom bly draai. So ons moet weet, dat hierdie is nie iets wat eenmal gebeur het nie, en dit gebeur ook nie in my lewe eenmal nie, en alles ek vanoggend in Renaissance, en ek het niet gedink, en die wiel op die as weggedraai van hoe ek geprogrammeer was, dan moet ek weet, ek is nie klaar nie. Ek is nie klaar nie. Ek leef steeds op daai as. Elke keer moet ek weer vir myself vra, wat is waarheid? Wat is reg? Wie is ek agter al hierdie gedagtes en denke en rolle wat ek speel? Draai daai wiel. Draai daai wiel. Die antieke wêrelde het nie net gode voortgebring nie, hulle het vir ons 'n gewete voortgebring, selfondersoek, universele etiek, die vermoë om teen ons eie stam en godsdienst te dink, maar hy het 'n gevaar vir my en jou hier in Renaissance vandag. En dit is wanneer ons hierdie as te hoog lig in my individualiteit, hierdie wiel optel van die grond af en hom begin draai, dan verloor ek dalk my begronding. Dan verloor ek dalk my nederigheid. Dan verloor ek dalk heeltemal die res van die mensdom wat ook dink en ook kan onderskei. Wanneer ek net innerlik met my waarheid leef, dan word die wêreld 'n konsep in my kop en niemand toets dit meer nie. En wanneer ek net universeel dink, dan verloor ek al die gesiggies hier voor my en ek vergeet die mense om my. Hierdie aksiale ontwaking het die wêreld en die mensdom wel groter gemaak, maar ook baie meer gespanne. Want nou is daar nie meer eensstemmigheid binne in die familie nie. En julle sal dit beleef in julle eie families. Praat nie eers van ons nasie nie. In jou familie is daar nie eensstemmigheid nie. Dit bring spanning. Want ons kan nie meer net eenvoudig glo nie. En ons kan ook nie meer net eenvoudig ontken nie. Ons weet te veel. En dit is die erfenis van daai eeue van 800 na 200 voor die algemene era. Hulle het nie vir ons antwoorde gegee nie, hulle het ons in die onsekerheid gelos. Want hulle sê die hele tyd vir ons, dink weer, dink nog, dink weer, dink nog, jy's halfblind. Hulle het ons enerzijds met ander woorde wakker gemaak vir die waarheid dat ons nie weet nie. Maar die vraag is nie vanoggend of jy op daai wiel staan nie. Jy staan op hom. Ek en jy staan op daai wiel. Die vraag is, draai jy en ek nog bewustelik daai wiel? Of word ons gedraai
deur ou gedagtes wat ons uitgedink en ou konklusies waarby ons volstaan het en die karretjie hardloop maar op daai. Of draai jy aan die wiel van jou waarheid en jou menings? En dit, mense, is nie 'n antieke vraag nie. Dis môreoggend wanneer jy opstaan en verder moet leef, die vraag wat jy moet vra. Draai ek aan die wiel in my kop? Dit was my storie. Kom ons luister na die musiek. Vir koffie, kuier bietjie lekker saam met mekaar en geniet die teenwoordigheid. Baie dankie Jannie en Renée, speel ons na 'n Sondag toe wat hopelik vir julle 'n vredevolle en 'n heerlike een gaan wees. Dis wat ek julle toewens. Dankie dat julle hier was.
Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissance in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissance 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg waardeer.